Kom ons sit net so dan, en bid ons saam. Stuur Here U lig en U waarheid, laat die ons lei. Laat die ons bring op die heilige berg, Here, en in die heilige teenwoordigheid. Here Jesus, laat die woorde van ons mond, en die oordeenking van ons hart, welbehaaglik wees voor U aangesig. Soos die oog van 'n diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres. Here Jesus, so is ons oog op U gerig. Amen. Kom ons staan en begin ons diens deur hierdie lied te sing, te wees soos Jesus, te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy. Kom ons staan, sodra ons die lied kry. Ons het vanoggend dan gelees Matteus hoofstuk 10, waar hy dan begin praat oor die 10 disippels, begin as inleiding daarmee, en dan hoe hy hulle as 10 dan uitstuur, 12 uitstuur, om dan die evangelie te verkondig. En elkeen van hulle gegee die mag om duiwels uit te dryf en te bid vir die siekes, sodat hulle genees kan word, en die evangelie van die koninkryk te verkondig. Maar voordat ons nou weer saam lees in Matteus 10, kom ons sit so dan, vra ons die seën van die Here op sy woord. Dierbare, verhoogde Here Jesus, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat was en is en sal wees tot in alle ewigheid. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is die oordeele en onafspeurlik U wee, want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergelde moes word, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge, van nou af tot in ewigheid. Ons aanbid U, dat U vir ons 'n weg gebaan het, dat ons met vrymoedigheid die troonkamer, die troon van genade kan nader, om in verhouding met U te kan leef, om te weet dat U is ons God, en ons is U kinders, om te weet dat U het aan 'n kruis gesterf, vir ons, en dat die liefde, wat U gehad het vir ons, U daar gehou het. Lees in Markus hoeveel keer hulle probeer het, as U die Christus is, klim af,
Hoe groot moes die versoeking gewees om vir hulle te wys wie U is en wat U kan doen. Om van daar die kruis te kan afklim. Maar wie sou dan die sonde van die wêreld dra? Wie sou die sondebok wees? Dankie Here Jesus, vir die prys wat U vir ons betaal het. Ja, ons is dit nie werd nie. En dat U end uit deurgegaan het, vir ons. Nou vra ons Here Jesus, dat U dan ook in hierdie aand, die eer en die glorie van ons harte sal kry. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Matteus hoofstuk 10. Matteus hoofstuk 10 het ons vanoggend gelees vers 1 tot 7. 8. Vanaand wil ek lees vers 16. Matteus 10 vers 16. Kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig so slange en opreg soos duwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke. En in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil, tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie. Want dit sal julle in daardie ure gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer. Die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. So amper sê dit is bietjie ver. Wat is die kans? Nou, ek weet nie of u weet nie, maar Hamas, die leier Hamas en die groep se seun staan tans op en daar is 'n prys op sy kop dat hulle wil hom doodmaak omdat hy sê dis 'n terroriste organisasie. Hoe kan enige mens 'n terroriste organisasie ondersteun? En hy sy ouers eintlik wil hê dat hulle gestop moet word, want hulle is moslems uitermate hoe hulle die mense doodmaak. Vers 21, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en kinders sal hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word, terwille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg, in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik en klaar kry, voordat die seun van die mens kom nie. Vers 24, 'n leerling is nie bo sy meester nie, en 'n diensknegt nie bo sy heer nie. 'n leerling is nie bo sy heer nie, 'n diensknegt is nie bo sy heer nie. Vers 25. Dit is vir die leerling genoeg. Saam? Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die diensknegt soos sy heer word. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees hulle dan nie? Want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die
hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Net tot sover dan vereers. So hier lees ons dat die Here Jesus, nadat hy geprys is, die disippels eintlik maar geprys is oor dit wat hulle kan doen en wat hulle gaan doen, hoe hulle duiwels gaan uitdryf, hoe hulle kragtig en daarin hulle gaan wees, en hoe die Here hulle gaan gebruik, kom die Here Jesus dan, en hy swaai vir 'n oomblik sy boodskap aan hierdie 12 disippels, en hy sê vir hulle, so heerlik soos wat julle dit gehaat het, net so aan die ander kant, so erg gaan julle dit hê, want mense gaan julle wil doodmaak. En wat het gebeur met die kinders van die Here? Paul het vanoggend genoem hoe daar 70 gevind is wat onthoof is in die tyd waarin ons lewe. Ja, daar is plaasmoorde en daar is erge moorde in Suid-Afrika, maar daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer dit gaan spesiaal vir kinders van die Here. Nou hierdie 12 disippels wat ons dan vanoggend hanteer het, wat sal gebeur? Of wat het gebeur dan ook met hulle einde? Soos ons dan kyk na wat was hulle einde gewees, soos die Here Jesus hulle dan gewaarsku het. Ek sê, hoor, julle gaan voor gouverneurs en konings gebring word, en ons weet hoe Paulus voor hulle gebring is, hoe Jakobus voor hulle gebring is, hoe Jakobus dan onthoof is, en dan wat het van die ander geword. Nou daar is buite Bybelse bronne, as ek gou vir die katekisante kan vra, net Mia en sê, dankie, wie was die aardsvaders? Sê maar vir ons. Abraham, Isak en Jakob. Dis reg, hulle is die aardsvaders, en die kerkvaders, weet enigiemand name van die kerkvaders? So, jy kry die disippels, ja, Benny wil jy vir ons noem? Nee, ok, so daar is 'n paar kerkvaders, wie se goed baie betroubaar is. Eerste is Clement van Rome, een van die disippels van die disippels. Verder Polycarpus, baie betroubare bron. Ignatius, Polycarpus, en dan Josephus. Josephus die groot geskiedkundige skrywer. En dan Clement van Alexandrië en Augustinus. So hulle skryf dan min of meer van die disippels. Die disippels het briewe geskryf, maar die disippels kon nie geskryf het oor hulle dood nie, want hulle was nog nie dood nie. Maar daar is geskiedkundige briewe van daardie wat ek nou genoem het, na wie ons gaan kyk en wat meer op en min of meer wat het gebeur met die disippels, met daardie 12 apostels spesifiek, waarna ons vanoggend gekyk het. Eers het ons gekyk na Matteus. Matteus wat die tollenaar was, en dan wat het Matteus gedoen, hoe het hy gelewe, hoe het hy geskryf van die Here Jesus, en hoe hy vandag vir ons 'n betroubare bron is. Nou daar word dan deur hierdie kerkvaders opsommings gemaak van wat met hulle geword het, en dan is daar 'n boek geskryf deur John Fox, The Book of Martyrs. En dan is vir ons te vertel wat het van hulle geword. So dis 'n betroubare bron. So Matteus was in Ethiopië, en daar is hy met 'n swaard in die rug gesteek, en so het hy gesterf, op bevel van koning Hartikus. Nou daar as jy gaan kyk, veral onder die Romeine, hoe hulle lief daarvoor was, dat daar arenas moes wees, en hoe mense dan moes veg vir hulle lewe, en hoe hulle dan met swaarde, veral in daai tyd, swaarde doodgemaak is. So Matteus is dan volgens die skrywers in Indië. In ander woorde, hulle is verstrooi in Handelinge 8 vers 1. En hoe Matteus dan opgeëindig het in Indië,
Een van die ander disippels was ook op 'n stadium in Indië, maar veral dan Matteus wat in Indië met 'n swaard in die rug gesteek is, en dit is hoe hy gesterf het. Petrus, die Here Jesus sê vir Petrus, die voorspelling in Matteus 21, Petrus, nou gaan jy waar jy wil wees, maar daar gaan 'n tyd aanbreek waar jy gebring word waar jy nie wil wees nie. En hoe jy dan vir my naam 'n erge dood sal sterf. En wat was Petrus se woorde aan die Here Jesus in Johannes 21? Toe die Here Jesus vir hom sê, hoe erge dood hy gaan sterf, wat is ons reaksie? Petrus sê vir Jesus, Here, maar wat van Johannes? En Jesus sê vir hom, wat raak dit jou? Wat gaan met Johannes gebeur? Volg jy my? En dan weet ons hoe Petrus geleef het. En Petrus dan ook op 'n punt gekom waar hy hom ook deur die Romeine gekruisig word. Want onthou, hy het vir 10 keisers lank vervolging gehad en hoe die keiser en hulle dan bevel gegee dat Petrus gekruisig moet word. En hoe dit dan opgeskryf is dat Petrus het gesê, soos my Jesus sterf. Ons het nou gesing, te wees soos Jesus, te wees soos hy, ons het gelees in Matteus, dat dit is genoeg, is genoeg vir 'n leerling om soos sy meester te word, of 'n knegt soos sy Heer te word. En Petrus dan die voorreg om te sterf aan 'n kruis, soos Jesus gesterf het aan 'n kruis. En wat sê Petrus? Ek is nie werd, ek is nie waardig om te sterf aan 'n kruis, soos Jesus gesterf aan 'n kruis nie. En hulle hom dan onderste bo gekruisig het. Want hy is nie werd of waardig om soos sy Here te sterf nie. Dis Petrus. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus. So dit is een van 2 Bybelse skrifte wat ons opgeskryf het, wat dan van 'n apostel geword het. En in Handelinge 12 vers 1 en 2 lees ons hoe die koning dan bevel gegee het en hoe daar vervolging onder die kinders van die Here ontstaan het en hoe Jakobus, so daar is 3 wat die Here Jesus saam met hom gevat het om nader te bid, om saam met hom te gaan op die berg. Petrus onderste bo gekruisig. Jakobus onthoof is in Handelinge hoofstuk 12 en dan Johannes. So hy is dan onthoof en Johannes is Johannes met 'n marteldood getref of nie? Ja, Johannes het ook 'n marteling ondergaan. Hy is in 'n oliebad gegooi. 'n Kokende oliebad. Sodat hy kon doodbrand. Ek dink dit moet die vreeslikste gewees het. Maar, sover ek my kennis, was die boek Openbaring nog nie geskryf nie. En het hy toe weens sy erge verbranding, het hy nie gesterf nie. En is hy wonderbaarlik genees van daardie oliebrand. En hoe hy dan opgesluit word in 'n tronk op die eiland Patmos. En daar toe hy op die eiland Patmos is, toe verskyn die Here Jesus aan hom. En vereens verander sy tronksel in 'n voorportaal van die hemel. En hy sien die Here Jesus, hierdie Johannes wat op die bors van Jesus gelê het, wat hom lief gehad het, so marteling moes ondergaan. Maar daar in die tronk het hy eers gesterf. Andreas, daardie een wat almal na Jesus gelei het, wat vir Petrus na Jesus gelei het, wat die kind met die 2 visse en 5 broodjies na Jesus gelei het, daar word baie van hom geskryf. Hy is seker een van die wonderlikste getuienisse. Hy is gevang omdat hy gepreek het.
Ja, daar is nie geskryf van waar hy gepreek het, maar hy het gepreek en weens sy prediking het hulle hom gevang en hom op 'n kruis gesit, hoewel nie 'n kruis ons ken nie, maar 'n X-vorm kruis, en daar is hy vasgemaak en hulle het sy bene nie gebreek nie. Gewoonlik het hulle die ouens se bene gebreek sodat hulle vinnig moes sterf. Daai selfde dag nog moes sterf. Maar Andreas het aan 'n kruis geleef vir 2 dae lank. Daar word geskryf van sy ywerigste preke het hy daar aan 'n kruis gepreek. Jy sal dink as daarom dalk aan 'n kruis moet hang, hoe ons sal moan oor die hongerte en die dors wat oor ons kom. Ons kan niks anders doen as om te dink aan water, iets vir ons en die seer wat ons moet hê om daar te hang. Andreas het nie gekla nie. Hy het dit gebruik as 'n preekstoel om Jesus te verkondig en hom as gekruisigde. Om vir 2 dae aan 'n kruis te hang en Jesus te preek. Dit is wat vertel word van Andreas. Bartolomeus, Nathanael, hy is met 'n sweep afgeskil en daarna onthoof in Armenië. Daardie ou van wie die Here Jesus gesê het, hier is die Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Word hy nie dalk gespaar nie? Hoe erg moet dit wees om afgeskil te word met 'n sweep? Die Here Jesus het presies geweet hoe dit voel. En die Here Jesus sê in Matteus 10, hulle sal julle gesel. En hierdie Bartolomeus Nathanael is gegesel, afgeskil, daarna gedood, onthoof. Jakobus, heel moontlik daardie een van wie ons dan die video uitgestuur het vanmiddag, daardie Jakobus, die kleine, die nietige een, maar tog 'n ywerhaar vir die Here. Hy is in Oos-Irak, was daar 'n tempel van 100 voet hoog, en hy is toe van die dak afgegooi. En toe op die grond lê, het hy nog steeds gesterf nie, en hulle het hom daar gestenig, en hom dan daar op die grond doodgeslaan. Dit is wat met Jakobus gebeur het. Judas, wat ook Thaddeus genoem word, hy is gekruisig in 72 na Christus in Idisa. Filippus, die skeptiese ene, hy is geslaan, hy is gegesel, en toe in die tronk gesit, en daarna nog steeds nie gesterf nie. So waardeur moet jy alles gaan? Hy is geslaan, en hy het nie gesterf. Hy is gegesel, nie gesterf. Hy is in die tronk gegooi, met die hoop dat hy sou sterf, soos Jeremia. En hy het nie gesterf nie. Totdat hulle hom later moes kruisig, om seker te maak, hy sterf. In Heliopolis, daar het hy gesterf. Simon Kananites, hy is ook gekruisig in 74 na Christus in Engeland, in Europa. Daar het hy omgekom. Met ander woorde, dit gaan uitgegaan. Soos die bevel is, gaan dan heen en maak disippels. Soos die bevel is, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So het hy dan tot aan die uiterste van die aarde gegaan. En daar in Engeland, in Brittanje, daar het Filippus gesterf. Ekskuus, Simon Kananites. Thomas, die ongelowige, die wat nie wil glo nie, wat ook Didymus genoem word,
Hy is met 'n spies in Indië, is hy deurboor. So wat baie geliefd was, veral onder die weermagte van Rome, wat voordat die vyand nog naby hulle kon kom, het hulle spiese gegooi, en hoe daar die spies op hulle neergereën het, maar dan ook hier 'n spies gebruik, om Thomas te deurboor. En Thomas wat wou sien, dat Jesus gedeurboor was, hy was deurboor met 'n spies. Judas Iskariot, lees ons in Matteus 27 vers 5, hoe hy homself opgehang het. Matthias, wat in sy plek gekies is gestenig, en toe steeds nie gedood deur die steniging nie, en is toe onthoof. Paulus is op 'n stadium Rome toe, en in Rome het hulle hom dan onthoof. Stefanus gestenig, en baie ander. As ek dalk vir u 'n brief kan lees hier in die Bybel, wat geskryf word deur die Hebreër skrywer, wat van hulle sou word, en wat toe van hulle geword het, baie van hulle. Baie van die laaste 2000 jaar, lees ons in Hebreërs hoofstuk 11. Ek lees vir u. En wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek, as ek moet vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid en Samuel en die profete se verhaal, wat deur die geloof koninkryk oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry en die bekke van leeu's toegestop. Die krag van vuur uitgeblus. Is daar iemand wat u kan dink wat die vuur uitgeblus het? Ja, as ons reg is, Polycarpus, wat vir die leeu's gegooi sou word, is toe op 'n brandstapel gesit en toe het hulle hom daar in 'n brandstapel het daar 'n wind opgekom en die vuur weggewaai sodat hy nie gesterf het nie. Weens die vuur nie, hulle toe uit woede uit om later deurboor het met 'n spies en hoe die bloed en water so gespuit het dat die vuur geblus. Die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf. As ek dink aan die brandstapels, dan dink ons aan, daar's twee ouens, Larimeer en Ridley. As jy daar die twee name kan onthou, Larimeer en Ridley. Hoe hulle gevang is en op die brandstapel gesit is, en hulle sê toe is reg, toe hulle 'n kans gegee is om laaste woord te spreek, sê hulle hierdie vuur gaan vir 'n uur brand, maar die hel waarheen julle gaan tot in ewigheid brand. En met daardie woorde is Larimeer en Ridley aan die brand gesteek. Vroue het hulle dode deur die opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te verkry. Ander weer het die beproef van bespotting en geeseling deurstaan, ook van boeie en gevangenskap. Hoeveel keer skryf Paulus, en ek skryf onder julle met baie trane, met boeie, betekenis dat hy is in die tronk opgesluit. Vir hulle was dit 'n eer om in die tronk gegooi te word. Ek vrees om in die tronk te beland, in die tyd waarin ons lewe. Maar vir hulle was dit 'n eer. Hulle is gestenig, vers 37. Hulle is in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei. Tot onlangs toe nog. As ons dink in die 18de eeu, hoe David Brainerd
honger gelei het onder tuberkulose, TB. En hy moes eintlik bedlend gewees het. Maar die werk in China was so groot, dat hy kon nie gaan rus het nie. Want wie anders sou gepreek het, as hy nie gaan preek het nie. En hoe hy honger gelei het, hoe hy 15 myl moes loop per dag, om 'n stukkie brood gaan kry, en baie keer was daar nie, en as daar was, soms was het vol mif, maar sy is so dankbaar vir 'n stukkie brood, wat hy kon kry, hy brein het. Honger gelei, gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Dat dit geskryf word van kinders van die Here, eenvoudige mense soos ons, maar wat die Here Jesus liefgehad het en die Here Jesus gepreek het, die Here Jesus verkondig het. Laasens 'n paar verse lees hier in Filippense en in Galasiërs, Filippense hoofstuk 1 vers 19. Want ek weet dit deur julle gebede en ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie. Maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur lewe is, of deur die dood is. Maar dat Christus groot gemaak sal word deur my lewe. Al moet dit my dood kos, maar dat Jesus groot gemaak sal word. Vers 21, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wens. Is wens. Wonderlik om te sterf. Hy sê in vers 23, want ek het 'n verlange om heen te gaan, om by Christus te wees. Hoekom? Want dit is verreweg die beste plek om te wees. Galasiërs hoofstuk 2 vers 19. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te leef. Vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer. Wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Hoofstuk 6, vers 14. Maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek is vir die wêreld gekruisig. Hulle het 'n verlange gehad om heen te gaan, om by Christus te wees, want is verreweg die beste plek om te wees. So 2 weke terugkom by daardie tannie in die hospitaal, wat eintlik maar op sterwe gelê het, en Dawie se vrou. En toe ek by haar kom, hoor ek sê iets, toe ek nader kom en luister, toe hoor ek maar sy sing koortjies. Die koortjies wat betrekking het om by hom te wees. Sy het 'n verlange gehad om by die voete van die Here Jesus te sit. So ek terug aan op Boksburg, een aand ook by 'n tannie gaan sit, wat 96 was. Sy wou net by Jesus wees. Hierdie wêreld het vir haar niks meer gebied nie. Haar liggaam was op. Sy was maar uitgeteer. Sy kon nie wag om by die voete van die Here Jesus te sit nie. En vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins. Liewe vriende, ons lees dat ons gaan sterf. Eintlik 'n wet, ons gaan sterf, tensy die koms van die Here plaasvind. Maar die dood is oorwin, toe Jesus daar aan die kruis gehang is. Die dood en die doderyk, alles is oorwin, sodat die mens kan sterf en kan weet waarin hy gaan. So hulle wat Jesus het in hierdie lewe, as ons Jesus het ons die lewe, maar as ons Jesus nie het nie, het ons nie die lewe nie. So mag ons besig hou met Jesus. En ek en JJ praat nou so oor Kolossense 3, wat sê, bedink die dinge daarbo,
waar Christus is, aan die regterhand van God. Moenie bedink die dinge op aarde nie. Hierdie dinge is maar tydelik, dit gaan verby, dit alles gaan verbrand. Maar die ewige lewe kom. En hoe heerlik sal dit wees. So die Here Jesus het vir hulle gesê, ten slotte, moenie hulle vrees wat die liggaam doodmaak nie. Die Here gevrees wat die siel en ek, as ons op so 'n punt sou kom, vashou aan die Here. Oor die algemeen, as ons praat oor marteling, en ons weet die woord sê dat daar 'n spesiale kroon is vir hulle wat gemartel is, dan sê ons eerder mag ek dit nie deurgaan nie. Dis die kroon wat niemand wil hê nie, die martelaarskroon. Ons wil nie 'n kroon hê nie. Here Jesus, dat ons eerder rustig doodgaan in ons slaap. Ons, oor die algemeen, dink ek sal nie die uithou vermoë hê wat Andreas gehad het en wat hulle gehad het, wat gesterf het vir die Here Jesus nie. Ek, Richard, sal dit nie. Maar dan sê die woord van die Here ook, in daardie tyd, in daardie uur, sal genade jou gegee word, om deur te gaan, wat jy moet deurgaan. Mag die Here ons genade gee. Mag ons sien, hoe dit in ons tyd in vervulling gaan. 70 in 'n kerk gevind, wat onthoof is. Mag u die Here Jesus dien, of het deur lewe is, of deur sterwe, maar dat u sal opstaan vir die Here Jesus en sal leef vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kyk na die geskiedenis, ons luister na u woorde, Here Jesus, hoe u self gesê het, hulle beskuldig het van moord, u het vir hulle gesê, julle het almal vermoor, van die regverdige Abel tot op Sagaria, wat julle daar tussen die tempel en die offerplek, daar het julle hom uitgemoor. Jesaja het hulle uitgemoor. Jeremia het hulle in 'n put gegooi, dat hy daar sou staan. Daar het hy nie gesterf nie, en hom weer terug gaan sit in die tronk. Maar dan die voorbeeld van alle voorbeelde. Here Jesus, u was volmaak. U is volmaak. U het niks verkeerds gedoen. In Petrus 2 lees ons daarvan, hoe u, toe u geslaan is, nie teruggeslaan het nie. Toe u gevloek is, nie teruggevloek het nie, maar vir hulle gebid het. En baie van die disippels ook van wie ons lees, wanneer hulle gestenig is, het hulle vir hulle gebid. Stefanus, toe hy gestenig is, gesê, ag Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Here Jesus, sal u ons die genade gee om te bid vir ons vyande, om te seën die wat ons vervloek, en om die lig van die Here Jesus op te hou, soos die apostels dit gedoen het. Behalwe Judas Iskariot, wat geld verkies het, bo die Here Jesus. Sal u ons genade gee, om te leef, soos u wil hê ons moet leef, en ons gee vir u die eer daarvoor. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied, nader my God by u, al moet ook smags my hoof rus op 'n steen, bring my net nader aan u, sodra ons die nood kry.
Frederik maak vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teere, troubskoene gemeenskap van die Heilige Gees, mag hy met u elkeen wees en bly. Amen.